So sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare. Ek is die eerste en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. Genade en vrede word aan die geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons tema vir vandag is wat dit beteken om deur Christus die Here ons Vader te noem. As ons sê dat God die Vader ons Vader is, wat bedoel ons daarmee? So vandag wil ek veral vir die kinders probeer om uit hierdie gedeelte uit te verduidelik wat dit beteken om 'n kind van God te wees. En in die gedeelte wat ons lees, gaan julle sekere goed hoor. En die Bybel het 'n manier om, eintlik taal, het 'n manier om 'n ding wat herhaal word, is die ding wat daar klem op geplaas word. So, of in dieselfde woorde, of in woorde wat dieselfde bedoeling het, word daar klem geplaas op sekere goed in hierdie gedeelte. En ek wil hê julle moet mooi luister, en probeer hoor, wat is die goed wat in hierdie gedeelte herhaal word. En dan, as ons by die preek kom, dan gaan ek vir julle 7 goed sê, wat die Here vir ons in hierdie gedeelte sê, maar 3 goed wat hy herhaal. Goed. So dis so 'n bietjie net om 'n bietjie agtergrond te kry van dit wat ek in die preek gaan probeer verduidelik vir julle. So kom ons lees van Efesiërs 1 vers 1 af. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here, Jesus Christus. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deur hy het aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. En dit is die woord van die Here. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Here, ons wil U kom aanbid en U kom dank omdat U vanoggend weer vir ons kom sê het dat ons U kinders is. Dankie Here dat ons U kinders mag wees. Dankie dat U ons so lief gehad het dat U U seun gestuur het sodat ons U kinders kan word. En ons nou as U kinders kan lewe. Dankie Here dat ons U woord het. Dat U as Vader met ons kom praat uit U Bybel uit.
en dat ons daarom kan leer wat dit beteken om in U te kan lewe en U kinders te kan wees. Ons bid, Here, dat U ook Dominee se mond sal gebruik om dit so vir ons te verduidelik dat ons sal verstaan en sal U leer ken wat ons Vader is. Dat ons U sal kan lief hê soos wat U wil hê ons moet. En dat ons getroos kan lewe omdat ons weet ons Vader in die hemel is elke dag by ons. Want hy is almagtig en oral teenwoordig. En hy kan in die hemel daarbo en by ons wees. En hy is deur sy Heilige Gees ook nou hier by ons. En daarom vra ons, spreek deur U Heilige Gees, sodat dit wat hier gesê word, U wil sal wees. In Jesus naam. Amen. Goed, ek wil vir die kinders vanoggend probeer verduidelik. Is dit lekker om deel van 'n huisgesin te wees? 'n Huisgesin is mos mamma en pappa en die kinders. En miskien ouma en oupa wat bykom. Maar in pappa se huis is pappa die hoof. Hy is die een wat besluit wat is reg en verkeerd. Maar hy het 'n hoof bokant hom. Want hy is ook deel van 'n huisgesin. En daardie hoof is Jesus Christus. En ons is almal deel van sy huisgesin. As ons die Bybel gaan lees oor wat die kerk is, dan kan ons sê die kerk is God se huisgesin. Dis soos 'n familie. Maar hierdie familie is baie groot. Hierdie familie kom van Adam af. Hy is ons groot oupa grootjie. En Noag en Abraham en Dawid. En jou oupa grootjie wat begin glo het. En wat dit vir sy kinders geleer het. En wat dit vir hulle kinders geleer het. Hulle deel almal in hierdie een familie. Dis soos neefies en niggies wat ver van ons af bly. Ons sien hulle nie so baie nie. Maar as ons by mekaar kry, kom en dan kuier ons almal lekker mee. Dan kuier ons, want ons is familie. Maar in die wêreld waarin ons is daar ook ander groepe mense. Daar is 'n skool, en daar is 'n dorp, en daar is ander volke. En hulle is anders as ons. Selfs Afrikaner mense wat tussen ons bly, is baie keer anders want hulle dink anders. Want hulle is nie deel van ons familie nie. Maar hoe is dit dat ons familie is? In die eerste plek wil ek begin om te sê, julle kinders wat hier sit, is almal dooplidmate van die kerk. Met ander woorde, julle het almal die teken gekry dat julle deel van die familie is. En net soos wat 'n kind nie self die trekker vat as hy 4 jaar oud is of 5 jaar oud is en gaan ploeg nie, maar geleer moet word hoe die trekker werk, sodat hy wanneer hy 12 of 13 jaar oud is, kan gaan ploeg. Net so. Beteken dit nie as 'n kind nog nie kan glo dat hy nie deel van die familie van God is nie. Dit beteken nie as daai kind nie op 4-jarige ouderdom die trekker kan vat en gaan ploeg, dat hy nie deel van die gesin is nie. En net so kan 'n kind wat nog nie verantwoordelikheid vir sy geloof kan neem, nie uitgestel word uit die familie van God uit. En dis hoekom ons kinders doop, om vir hulle te sê, julle is deel van hierdie huisgesin. Julle mag die Here julle Vader noem. God die Vader is elkeen van ons se Vader. Maar in hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, het ek vir julle gesê, is daar 7 goed wat hy vir ons sê.
wat ek vir julle vandag wil sê. Hy praat in die eerste vers, of in die eerste vers van die deel wat ek wil na kyk, in vers 4 praat hy van geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Wat bedoel ons daarmee? Paulus sê, ek wil vir die Here alles gee wat ek het. Ek wil vir die Here alles gee wat ek kan. Want om te seën beteken om te gee. En Paulus sê, hoekom wil ek vir die Here alles gee wat ek kan? Ek wil alles gee wat hy van my vra, want hy het vir my alles gegee wat vir my nodig is as kind, om sy kind te kan wees. En hy gee vir ons 7 goed in hierdie gedeelte. In die Ou Testament lees ons van die seën van die Here as 'n groot gesin, grond om te bewerk en kos om te eet. Maar hier in die Nuwe Testament kom hy en hy sê, daar's iets groter as dit. En soos wat ons deurgaan deur hierdie goed, gaan jy sien dat dit wat in die Ou Testament gesê word hier ook tel. En hy begin deur te sê, in die eerste plek het God jou uitgekies om sy kind te wees. Deur Jesus Christus. Hy het besluit, voor die Here die aarde en die hemel geskep het hy besluit om jou sy kind te maak. Wat 'n groot geskenk is dit. En ek wil dit bietjie verduidelik, hoekom hy dit spesifiek vir die gemeente in Efese sê. In Efese was dit klomp heidene gewees wat die Here nie geken het, tot Jesus Christus daar gekom het. En daai klomp heidene het 'n baie lelike manier gehad om te werk met babietjies. As daar 'n meisie swanger geword het en sy wou nie die kind gehad het nie, dan sy daai kind gevat en wanneer dit laagwater is, op die rotse gaan neersit. En as die hoogwatertyd kom, dan spoel daai kind in die see in en hulle verdrink. Dis hoe heidene met hulle kinders werk. En ons dag sien ons dit ook. Ons sien hoe heidene sonder om te gee mense doodmaak. As 'n ma nie vir haar kinders kan sorg nie, dan los sy hulle. Hoekom is daar straatkinders? Dis hoe heidene werk. Maar toe die kerk in Efese begin is, toe hoor hulle, maar lewe is belangrik. En wat toe gebeur is dat die Christen gemeente in die dorp, in Efese, in die nag gegaan het as dit laagwater is, dan sit hulle daar by die rotse. En as dat babietjie neergesit word, as daai mense wat die babietjie kom neersit weg is, dan hardloop hulle voor die gety kan kom, en hulle vat daai kind, en hulle gemaak daai kind self groot. En so word daai kind deel van die huisgesin van daardie mense wat haar gered het of hom gered het. En dis hoekom Paulus vir Efese verduidelik in hierdie terme wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. Want ons is deur die duiwel op die rotse gesit met die sondeval. Dis ons op die rotse gesit sodat ons almal kan doodgaan en in die hel kan gaan brand. Maar die Here het sy seun gestuur en gesê, gaan red hulle. Gaan haal hulle van die rotse af. Ek wil hulle my kinders maak. En weet julle wat het dit gekos vir Jesus om ons van die rotse af te kry? Hy moes op 'n rotskop die buitekant Jerusalem gekruisig word. Hy moes doodgaan sodat ek en jy kan lewe. Maar hy kon opstaan uit die dood uit sodat ons 'n nuwe lewe kan hê. En dis die
punt waarby hy begin is, dat ons deur Jesus Christus, al voordat God geskep het, voordat hy die aarde en die hemel gemaak het, besluit het, ek sal nie toelaat, dat die golwe van die hel jou wegsleep en verbrand nie. Ek gaan my seun stuur om jou te red. En ek gaan jou aanneem as my kind, en ek gaan jou soos my eie kind in my huis grootmaak. En in die Romeinse reg van die tyd, wat Efese bestaan het, waaruit ons Romeins-Hollandse regstelsel kom, met ander woorde, hoe ons dinge sien, word daar gesê, as 'n kind 'n aangenome kind is, het hy dieselfde regte as 'n opregte kind, as 'n eie kind. In ander woorde, ons wat aangenome kinders van God is, sê die Here voor, het presies dieselfde regte as Jesus Christus, wat sy eniggebore seun is. Behalwe dat hy die koning is, en ons saam met hom sal regeer eendag. Goed, so punt 1. Ons is sy kinders. Hy het voor die grondlegging van die wêreld, voor die skepping al, besluit dat jy sy kind sal wees. Punt 2. Hy het Jesus Christus as die verlosser gestuur, en deur sy bloed het hy jou sy kind gemaak. Punt 3. Hy het die verborgenheid van sy wil aan ons bekend gemaak. Dis nou moeilike woorde nie. Maar dit beteken maar net iets wat weggesteek is. 'n Mens wat God nie ken nie, kan nie sy wil verstaan nie. 'n Mens wat sonder dat die Here dit vir ons oopmaak, kom verduidelik wat hy wil doen, sal nooit verstaan wat God doen. Dis hoekom ons nooit die grootheid, alles wat God doen, sal verstaan. Maar dit wat hy weggesteek het vir die mense, wat weggesteek is eintlik deur die sonde, dit kom maak hy vir ons oop. En ons noem dit die evangelie, die blye boodskap van die koms van Jesus aarde toe. Dis hoe hy sy wil aan ons kom maak. Hy kom vertel vir ons wat sy plan met ons is in die evangelie. En dit het hy vir ons laat neerskryf in die Bybel. En dis hoekom pappas en mammas opdrag kry om julle in die weë van die Here op te voed, sodat julle hierdie ding wat vir die wêreld nie verstaanbaar is nie, kan verstaan. Hoe kan God 'n kind wat daar op die rotse lê besluit om te red en sy eie te maak? Nog beter, hoe kan God besluit om 'n kind wat weggeloop het uit die huis uit? En wat so stout was, dat hy eintlik maar net verdien om soos 'n straatkind te lewe, te gaan haal en sy eie te maak. En daarom, hierdie verborgenheid maak nie vir die wêreld sin nie, en dis hoekom almal nie glo in Jesus nie. En jy gaan in jou lewe mense kry wat sê, maar maak nie saak nie, want hy weet nie wat dit beteken om 'n kind te wees nie. Maar in hierdie gedeelte sê die Here vir ons die eerste keer, dit maak hom gelukkig. Hoekom red die Here die kinders wat daar verlore gaan? Hoekom het die Here jou vir 'n pappa en 'n mamma gegee wat vir hom lief is? En wat jou kan leer van die verborgenheid van sy wil. Want hy wil jou lief hê. Dit maak hom gelukkig om jou sy kind te maak. Daar kom nog 'n rede later.
wat is die vierde ding wat hy dan vir ons mee seën? Wat is die vierde ding wat hy vir ons gee? Vers 11 sê, hy gee vir ons 'n erfdeel. In hom, in wie ons 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk, volgens die raad van sy wil. God het besluit, hy gaan vir jou 'n erfgenaam maak, voor die grondlegging van die wêreld. En in Jesus gee hy vir jou 'n erfdeel. Met ander woorde, hy skryf jou naam in sy testament in. Papas en mamas moet maar verduidelik wat 'n testament is asseblief. Anders gaan ons baie lank vat. Maar dit beteken dat jy 'n deel kry van God se koninkryk. En dis wat ek gesê het, ons gaan terugkom by Genesis, waar die Here sê die seën is 'n groot grondgebied. Die Here sê vir Adam, vul die aarde en heers daaroor. Hy sê vir jou, jy kry 'n erfdeel. Jy kry 'n deel van God se skepping wat jy oor moet gaan regeer eendag. Jy kry 'n mamma en 'n pappa wat vir jou elke dag kos op die tafel sit, sodat jy kan eet en kan groot word en kan slim word. Wat vir jou 'n skool gee waarin jy kan skool gaan. Dis deel van jou erfdeel, sodat jy as kind van God versorg kan word. Hy gee vir ons die woord van die waarheid. Die evangelie van redding. So hy kom terug by daardie verborgenheid van sy wil, sê hy, 'n ander manier om dit te stel is, dis die evangelie wat red. Hy gee dit vir ons. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het om gered te word in die Bybel. En hy gee vir ons verbondsonderrig voorgangers om ons te help om dit te verstaan, 'n kerk om ons te leer, en ouers wat ons moet opvoed daarin. In vers 13 sê hy gee vir ons geloof. Hy gee dit dat ons dit kan glo, dat dit wat in die Bybel geskryf is die waarheid is. Hy werk deur sy Heilige Gees in ons om te glo. Hy verseël dit, sê hy, met die Heilige Gees. En, punt 7, hy gee vir ons 'n waarborg. Mamas dra ringe, nê? Wat sê hulle is getroud? Weet jy wat beteken daai ring? Dis 'n pand. Ons praat van 'n troupand. Daardeur het haar man vir haar beloof. Hy sal aan haar getrou bly. Maar kyk maar die getroude mans, die meeste van hulle, my net ongelukkig gebreek. Maar die meeste mans dra 'n trouring. En dit is die onderpand. Dis mamma se waarborg dat sy pappa se vrou sal bly. Daai stukkie goud aan jou vinger sê, ek is liewer vir jou as vir hierdie stukkie goud wat ek vir jou gee. Dis hoekom ons trouringe vir mekaar gee. Nou kom die Here en hy sê, julle het 'n waarborg by my, dat julle my kinders is. Dit is Jesus wat op die troon langs die Vader sit. Dis ons waarborg in die hemel, dat die Here ons sal red. Maar dis ook wat, ek wil sê, ons vir die Here gegee het, want ons kan vir hom eintlik niks gee. Maar wat het van die aarde af na die Here toe gegaan as bewys dat ons sondes betaal is? Jesus met sy geofferde liggaam. Dis ons waarborg in die hemel. Elke keer as die Vader na die Seun kyk, na Jesus kyk, na sy geofferde liggaam kyk, dan sê hy, daai kindertjies se sondes is betaal. Maar hulle moet glo. Hulle moet glo, hy het genoeg betaal vir hulle sondes.
Maar hy gee ook vir ons 'n waarborg. Ons het ook soos die trouring 'n onderpand. En dit is die Heilige Gees. God gee sy Gees in ons. En ouers, hy gee sy kinders almal die Heilige Gees. Almal wat werklik sy kinders is, glo in hom. Almal wat glo in hom, het die Heilige Gees. En daarom kan ons seker wees, as die Here vir ons sê dat hy ons voor die grondlegging van die wêreld uitgekies het om sy kinders te wees, sal hy die geloof in ons kinders werk. Om te kan glo. En sal hy vir ons die waarborg gee. Want dit maak hom gelukkig. Hy wil vir ons lief wees. En dit word 3 keer gesê. Na die welbehae van sy wil. Ek het gesê, julle moet luister wat word herhaal, né? Jesus Christus word keer op keer in hierdie verse herhaal. Dat jy 'n kind van God is, word keer op keer in hierdie verse herhaal. Kind wees, tot kinders aangeneem, erfgenaam. Maar, dit word ook herhaal, dat God vir ons lief is. Dat dit hom gelukkig maak om ons sy kinders te maak. En, daar is nog een ding wat 3 keer herhaal word. En dit is die woorde, tot lof van sy heerlikheid. En dis nou die laaste ding waaroor ons moet praat. As jy nou soos 'n onopgevoede straatkind te kere gaan jou mamma en pappa nie skaam kry daaroor nie. As die onderwysers elke dag by die skool jou ma en pa moet inroep omdat jy die stout een is, omdat jy die boelie is, omdat jy die een is wat altyd moeilikheid maak. Wat sê dit van hulle? Is dit nie dan wanneer jy hulle eer aantas nie? Maar 'n kind wat sy pa en sy ma groot en belangrik ag, gaan vir sy pa en ma respek hê, gaan gehoorsaam wees, gaan luister vir die gesag wat oor hulle gestel is, ook omdat dit hulle ouers gelukkig maak. Wat ons gelukkig maak is nie altyd wat ons ouers gelukkig maak nie, nee. Maar dink 'n bietjie, wat doen jy wanneer jy stout is? Hoe skaam kry jou ma en pa partykeer? As jy ongehoorsaam is en dinge doen wat net nie reg is. Nou kom die Here en hy sê, die Here het ons sy kinders gemaak, hy wil vir ons lief wees. Maar hy wil ook lief gehê wees. Net soos jy lief is vir mamma en pappa en daarom wil gehoorsaam wees. Daarvan hou as daar nie bekleierery in die huis is nie. As daar nie met jou beklei word nie en nie met jou geraas word nie. En dit vrede in die huis gee. Net so sê die Here, het ek sekere goed gegee vir 'n gesin om te doen, sodat ons vrede in die huis kan hê. En in my gesin, my huisgesin, die kerk, is daar ook sekere goed wat gedoen moet word om my naam groot te maak. En daarom, as ons as kerk van die Here, as kinders van God, ongehoorsaam is aan die Here, wat sê ons vir die wêreld? Wat sê ons vir ons maatjies by die skool? Deur hoe ons optree.
Wat sê ons van ons Vader? Hy gee nie om nie. Hy's 'n boelie. Hy's wreed. Is dit so? Is God wat ons kom red het van die rotse af wreed? Nee, hy's lief vir ons. En dit moet ons mos vir die wêreld gaan wys. En as ons as huisgesin onder mekaar begin beklei en lelik is met mekaar en mekaar terg en mekaar boelie, wat doen ons dan? Dan krap ons die hele huis die mekaar. En daarom wat ons vir mekaar moet lief wees. En ek het net nou gesê, daar's ander groepe in die dorp en in die gemeenskap wat nie deel van ons familie is nie. Daar's mense wat ver van ons af bly wat wel deel van ons familie is. Maar hierdie is ons huisgesin. Hierdie mense wat hier om ons sit, is die belangrikste mense in ons dorp. Dis ons huisgesin. En as ons God se naam wil groot maak, omdat hy ons so lief het dat hy ons sy kinders gemaak het, dan moet ons mekaar lief hê. Dan moet ons vir mekaar omgee. Dan moet ons mekaar dien. As jy die res van Efesiërs gaan lees, dan sien jy dit daar baie duidelik. Ouers, doen die moeite. Gebruik die boek Efesiërs. Werk dit 'n slag saam met jou kinders deur. Ek het die begin gedoen om hulle te laat verstaan dat hulle kinders van God is. Julle het 'n taak om dit weer vir hulle by die huis te gaan verduidelik. Gaan seker maak dat wat ek gesê het, hulle verstaan. Dat hulle besef wat 'n wonderlike geskenk van God af dit is om in 'n kerk te kan groot word. Om te kan verbondsonderrig hê. Om 'n Bybel te kan hê om te lees. En gaan leer hulle daarvan af. Wat die res van die boek sê. Hoe dankie sê ons. Hoe leef ons dan tot lof van sy heerlikheid? Hoe maak ons dat die wêreld sien dat ons Pa goed is vir ons? Hoe maak ons dat ons die wêreld wys dat ons hemelse Vader vir ons goed is? Goed. So, die volheid van God se geskenk aan ons, gee hy vir ons hier in Efesiërs 1. En daaruit gaan ons lewe. Daaruit gaan ons vir hom dankie sê. Daaruit gaan ons sy naam groot maak, want hy is lief vir ons. En ons behoort aan hom. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, wat 'n wonder dat ons kan weet. U is vir ons lief. U het ons uitgekies. U het vir ons die teken van die doop as die waarborg gegee. Die seël, die onderpand, sodat ons kan weet, ons is u kinders. Dankie Here dat u ook die Heilige Gees in ons gee om te kan glo, en dat u ons deur Jesus u kinders gemaak het. Here, ons wil bid dat u deur u Gees ook in ons harte sal werk. Ons ook sal laat dink soos kinders van God. Dat u ons gedagtes deur u woord en deur dit wat ons leer uit u woord uit sal verander na u goeie en welgevallige en volmaakte wil. Ja, Here, dat ons dit sal verstaan, omdat dit nie meer vir ons verborge is nie, maar u dit aan ons openbaar het, bekend gemaak het in u woord, en dat ons dit kan leer ken deur net u woord te lees, en te dink,
hoe moet ek in my lewe dit gaan toepas? Here, ons bid vir ons ouers. Ons bid dat U elke ouer in hierdie gemeente sal gebruik en sal versterk en wysheid en insig sal gee om U liefde ook vir hulle kinders te wys. Ook in hoe hulle liefhet. Dat dit sal gaan oor daardie liefde vir U. En daarom bid ons vir ons huisgesin, U gemeente hier, dat U ook met ons sal wees. U genade ook oor ons sal gee, sodat ons U sal lief hê uit U liefde. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen.